Lig en Duisternis Uitgewers het onlangs 'n betekenisvolle nuwe teologiese werk gepubliseer, genaamd Gebore vir 'n tyd soos hierdie, 'n kommentaar op die boek Ester, onder redaksie van professor Gerrit Smit en Dominee Skalk-Strauss. Hierdie omvattende kommentaar benader die boek Ester vanuit 'n reformatoriese perspektief en stel die vraag wat talle gelowiges vandag stel: waar is God wanneer hy stil blyk te wees? Ek verwelkom graag vir Dominee Skalk-Strauss om meer oor hierdie boek te gesels. Goeiemôre Dominee. Hallo Liesel. Dominee, voordat ons by die boek self uitkom, wat het julle geïnspireer om juis nou 'n kommentaar op die boek Ester saam te stel? Die nou nie soseer as noodwendig net die leemte wat daar was nie, weet, as 'n mens bietjie gaan kyk, as jy in 'n boekwinkel instap, vra jouself af, selfs al, jy weet, 'n Christelike boekwinkel, hoe baie keer het jy al 'n boek oor Ester van die rak afgehaal? Of sommer net 'n kommentaar raak gesien of 'n publikasie wat meer verduidelik waaroor die boek Ester gaan. Daar's baie min sulke boeke, veral in Afrikaans. Selfs in die Engelse mark is daar nie so baie kommentare op die boek Ester nie. En die interessante is, as jy nou byvoorbeeld gaan kyk na die groot predikers uit die geskiedenis, uit die reformatore en so aan, jy kry baie min stof selfs uit hulle penne uit oor die boek Ester. So dit is een van daai weggesteekte juwele in 'n sekere sin, wat ontdek moet word, en daarmee bedoel ek nie net, jy moet uitvind daarvan nie, ontdek bedoel ek, die sluier moet weggeneem word, sodat die mense bietjie iets meer kan verstaan van die boek Ester. So, ons het by die Boodskapper, waar ek ook redakteur is, het ek beplan, my uitgawes beplan in 2024, en ek het besluit om 1 maand se uitgawe bietjie 'n bibliologiese tema te gee. En toe het ek maar 'n bietjie gaan kyk en vir myself gevra, watter boeke is daar min stof, en sodat 'n mens iets vir lidmate ook in die hand kan gee wat hulle kan help om die boek Ester beter te verstaan. En toe het ons besluit op die boek Ester, en ek het daardie uitgawe so beplan dat hy uiteindelik kon ontwikkel in 'n volwaardige publikasie. So ek het gesit met die beplanning, en dit het my artikels gevorm basies, of sou later my hoofstukke, die artikels sou my hoofstukke raak in die boek, en ek het dit so beplan dat ek vir die skrywers gesê het, skryf nou vir my artikel, en hou nou in gedagte, ek wil graag van die artikel uiteindelik 'n hoofstuk maak. So ek soek die gekondenseerde weergawe vir die Boodskapper, en ek soek die uitgebreide weergawe vir die boek. Die boek Ester is uniek omdat God se naam nie direk genoem word nie. Waarom maak juist dit die boek so relevant vir vandag se gelowiges? Liesel, dis 'n baie belangrike vraag, want dit gaan oor die Here se betrokkenheid in die wêreldgeskiedenis. Jy weet, as 'n mens met mense praat en jy vra vir hulle, watter bewys het jy dat God in beheer is? Dat God werk in die skepping en in die geskiedenis. Dan sal hulle gewoonlik vir jou die skouspelagtige dinge aanhaal, nee. Selfs uit die Bybel uit. Hulle sal vir jou sê, kyk, die Here het uit niks uit iets gemaak. Dit is so, dit is alles bewyse. Kyk, die Here het die waters van die Rooi See oopgekloof, die Jordaanrivier laat opdam, die Here het Jerigo se mure laat val. En so sal ons gaan, en ons sal allerlei groot opspraakwekkende gebeure eintlik aanhaal en sê, maar dit is die bewyse dat God in beheer is van die geskiedenis. En tog, as jy die Bybel mooi lees, dan kom jy agter dat die Here se soewereiniteit, sy beheer van alles, nie noodwendig altyd net deur die skouspelagtige dinge bevestig word nie. Baie kere, selfs meer kere as die skouspelagtige, word dit op 'n subtiele manier gedoen, wat 'n mens nie altyd raak sien nie. Vat byvoorbeeld Josef se geskiedenis. As jy nou na Josef se geskiedenis kyk, en jy kyk hoe die Here aanvanklik vir hom gesê het, maar ek gaan groot dinge in jou lewe laat gebeur deur die drome wat hy vir hom gegee het, en hoe dinge toe met Josef gegaan het daarna. Daarvan af het dit eintlik net suid gegaan. Alles het skeef geloop, en sy broers gooi hom in 'n put en wil hom laat doodmaak en mishandel hom, en hy word verkoop, en hy kom in Egipte aan, en hy kom by Potifar, en hy kry 'n werkie, en dit gaan goed vir 'n rukkie, en toe word hy verlei, en hy gee nie toe aan die verleiding van Potifar se vrou nie, en beland in die tronk, ensovoorts. En uiteindelik kom sy broers aan die einde van boek Genesis by hom in Egipte aan, en hy sê vir hulle, toe hulle verskrik uitvind dat dit Josef is wat voor hulle staan, toe sê hy, maar
julle moenie bang wees nie, want die Here wou gehad het dit moet so wees. So hy het uiteindelik teruggekyk na sy lewe en gesê, hierdie goed het nie sonder rede gebeur nie. Dit was alles manier hoe die Here die geskiedenis bestuur het, sodat ek op die regte tyd op die regte plek moet wees om verlossing vir sy volk te kan bewerk. So mens sou dit ook 'n bietjie kon beskryf in terme van 'n skaakspel. Ek weet nie of jy skaak speel nie, ek speel graag skaak en mens kyk baie keer na 'n skaakwedstryd, jy staan by die kinders as hulle by die skool skaak speel of so, of as jy nou na twee mense kyk en hoe hulle te mekaar speel, dan weet jy nie altyd wat 'n speler aan die begin met 'n skuif wil doen nie. Jy sien die skuif en jy verstaan nie reg waartoe sy op pad nie, veral as jy na die groot ouens kyk, jy weet die meesters en jy sien hoe hulle speel, dan wonder jy oor daardie skuwe. Maar as jy die geleentheid het om as die wedstryd verby is, weer 'n keer na die skuwe te kyk, dan lyk die skuwe heeltemal anderster. Dan maak alles sin, want jy die uitslag het jy reeds voor oë, jy weet wie gaan wen, jy weet wat het gebeur. Nou sien jy die genialiteit van elke skuif raak. En in 'n sekere sin is dit ook waar van die boek Ester. Die Here se naam word nie in die Hebreëse teks genoem nie. En dit is een van die redes waarom die boek nogal 'n bietjie betwis was, sy insluiting in die kanon van die Bybel of nie. Die Griekse weergawe, die Septuagint, het natuurlik baie verwysings na die Here se naam, maar nie die Hebreëse ene nie. En dit het mense skepties gemaak. Want kan ons dan regtig sê dat die Here hier in beheer is? En daar's ook baie mense wat die boek Ester so interpreteer en sê nee, dis maar net eintlik 'n politieke geskrif, is maar net 'n geskrif wat iets vertel van die Jode se bevryding en waar hulle fees, die Purimfees vandaan kom ensovoorts. Terwyl as jy die gebeure mooi gaan lees, dan kom jy agter nee, hier is iets baie groter op die spel. Iets baie sterker wat na vore tree as maar net 'n klomp lukrake gebeurtenisse wat toevallig uiteindelik nou maar net uitgeloop het op die bevryding van die Jode. Dominee het nou vroeër dit genoem, maar hierdie was 'n meerskrywersprojek. Wat was die grootste uitdaging om verskillende teoloëse perspektiewe in een boek saam te bring? Liesel, dit was daarom nie so groot uitdaging nie. Ek dink die uitdaging vir so 'n skryfprojek is wel om dit by mekaar te laat aansluit en nie so baie oorvleeling te hê nie. En in 'n werk soos hierdie waar jy meer as een bydraer het jy tog maar 'n mate van oorvleeling, maar die stof wat oorvleel word elke keer ingebed binne 'n sekere hoofstuk en binne 'n sekere gedagte raamwerk, so dit pla nie so baie nie. Mens moet maar seker maak dat jy nie te veel en dat dit nou herhalend raak en vervelig raak ensovoorts nie. So ons moet so hier en daar 'n bietjie van die goedjies sny. Die lekker wel van die projek was omdat die teoloë saam met wie ek hier gewerk het, is regtig mense wat hoë waardering het vir die skrif en vir die gesag van die skrif. En vir die reformatoriese herkoms en interpretasie van die skrif. So ons werk met dieselfde hermeneutiese bril. Ons vertolk dit op dieselfde manier, met ander woorde, en dit maak dit baie makliker. Jy weet, so jy het nie met 'n klomp uiteenlopende standpunte te doen nie. Jy het wel verskillende invalshoeke, maar die fundamentele waarhede, die fundamentele beginsels vir skrif verstaan, skrif uitleg, toepassing ensovoorts is dieselfde gewees. Hoe onderskei hierdie kommentaar van ander Ester kommentare? Dis 'n goeie vraag. Ek dink hierdie kommentaar onderskei hom van ander kommentare omdat hy baie sterk heilshistories werk. Heilshistories gaan oor die verlossingsgeskiedenis, so waar pas hierdie geskiedenis in binne God se groter geskiedenis waarin hy die mensdom kom verlos van hulle sonde. Daarom plot die boek ook Ester en Ester se geskiedenis op 'n baie bepaalde plek. Wat was die omstandighede in daardie tyd gewees? Hoekom was dit toe belangrik? Wat sou byvoorbeeld gebeur het as die Jode uitgewis was? Menslik gesproke, wat sou geword het van God se beloftes oor 'n verlosser wat uit die nageslag van Dawid gebore sou word? Dit sou tot niet gewees het. So mens kan die heilshistoriese implikasies verstaan daarvan. So dit is een aspek en wat dan daarbey aansluit is natuurlik die sterk Christosentriese fokus.
daar is 'n geneigtheid om baie keer die Ou Testament los van die Nuwe Testament te lees. Daar is teoloë wat ook redeneer dat die Ou Testament eintlik glad nie vanuit die Nuwe Testament uit geïnterpreteer moet word nie. Jy moet hom lees as 'n boek van sy tyd binne sy konteks en dit is hoe jy hom moet verstaan. Terwyl ons 'n ander benadering volg en sê nee, Christus self kom leer vir ons hoe om die skrif te hanteer, toe hy byvoorbeeld met die Emmausgangers gestap het na sy opstanding en hulle op pad is na Emmaus toe en hulle praat oor alles wat gebeur het. Dan lees ons in Lukas 24 dat hy begin het om vir hulle vanaf Moses en die profete alles wat op hom betrekking het uit te lê. So die skrif, dit was 'n baie natuurlike manier vir hulle om die Ou Testament te lees op 'n Christosentriese wyse. As jy byvoorbeeld Paulus se brief aan die Romeine lees, dan sê hy's 'n apostel wat die evangelie kom verkondig volgens die skrifte. Watter skrifte verwys hy na? Die Nuwe Testament is nog nie geskryf nie, so hy sê ons het die Ou Testament gebruik om wat aan julle te verkondig? Die evangelie van Jesus Christus. So uiteindelik is dit hoe hulle die Ou Testament beskou het en dit is hoe ook ons benadering gewees met hierdie boek, is om te sê, dit is 'n boek wat uiteindelik oor God se werk in die geskiedenis gaan met die oog op die verlossing van die mensdom in en deur Jesus Christus. Dominee Skalk, wie sal die meeste baat vind by hierdie boek? Eerstens natuurlik teoloë. Ek dink dit is op 'n baie stewige akademiese vlak geskryf, baie goeie bronverwysings ensovoorts, sodat die moontlikheid vir verdere studie is altyd daar en jy kan die bronne verder gaan naslaan en self verder gaan lees. Maar ons het probeer om die taalgebruik en die aanslag so te hou dat 'n gewone lidmaat ook baie lekker in die boek gaan lees. Al gaan jy nie noodwendig alles in die boek ewe interessant vind nie, gaan jy dalk byvoorbeeld net die hoofstuk, ek dink is hoofstuk 6, wat die vers vir vers verduideliking van die teks gee, met jou Bybelstudie kan gebruik. As jy nou byvoorbeeld belangstel oor hoe die Jode dit geïnterpreteer, wat ek dink miskien meer iets is wat vir die dominees is of vir die meer akademiese persone is, maar dalk is daar gewone lidmate wat ook belangstel, dan kan jy daardie hoofstuk gaan lees. Hoofstukke wat dalk gewone lidmate minder gaan interesseer is dalk iets soos die preekvoorbeeld wat ons ingesit het en hoe ons uit die teks uit na 'n preek toe oorgaan, maar hier is iets vir enige iemand in wat regtig 'n ernstige Bybelstudent is en graag wil verdiep in hulle geloof en opgebou word in hulle geloof. Kan Dominee kortliks die hoofstukindelings met ons deel? Ek doen dit graag, Liesel, so ons het begin, ek skryf 'n inleidende hoofstuk, waarin ek groot lyne trek en die groot gedagte van God se onsigbare teenwoordigheid beklemtoon en hoe ons dit in die stryd tussen lig en duisternis in die boek raak sien. Dan is daar 'n hoofstuk wat die agtergrond oor die boek Ester gee, byvoorbeeld wat se genre is dit, wie was die skrywer, die ontstaantyd, wat is die doel, wat se literêre tegnieke is gebruik ensovoorts. Hoofstuk 2 gaan oor die Joodse interpretasie van die boek Ester. Dis nogal interessant om dit te lees, want omdat hulle nie die boek Christosentries lees nie, het hulle nogal interessante, hoe sal mens sê, akrobatiese toertjies wat hulle uithaal om die teks te interpreteer en hoe hulle dit van toepassing maak. Maar dit gee ook 'n bietjie vir ons insig oor hulle verstaan van sekere gebeure en sekere gebruike. Hoofstuk 3 gaan dan oor die Purimfees. Dis eintlik 'n fees wat nie deur die Here ingestel is nie, soos die ander feeste waarvan ons lees in Levitikus nie, maar is tog 'n belangrike fees, want dit is 'n oorwinningsfees, dit is 'n fees wat bevryding vier, dit is 'n fees wat oproep tot deelname en sê, maar as daar oorwinning is, dan behoort jy deel te neem, feestelik deel te neem, en hoe behoort ons deel te neem, en daarom het die hoofstuk ook 'n Christologiese lyn wat ons kan trek. Dan Prof. Gerrit Smit bespreek in hoofstuk 4 die verskillende weergawes van die boek Ester, en dis nogal belangrik, so dis die Masoretiese teks of dan die Hebreëse teks wat ons het, en die Griekse weergawe daarvan, en hoe verskil die twee van mekaar, want die een het meer in as wat die ander een in het, die een is meer christosentries of eintlik theosentries as wat die ander ene is, die een het God se naam en die ander een het dit nie in nie. Dan in hoofstuk 5 die apokaliptiek van Ester, so hoe word daar in die boek Ester oor die eindtyd gedink?
Hoofstuk 6, soos ek genoem het, is die kommentaar dan op die verse, die spesifieke kommentaar op elke gedeelte van die boek Ester. In hoofstuk 7 is daar heilshistoriese lyne in die boek Ester, so wat is die hooflyne wat ek kan raak sien, wat alles na Christus toe dui en in Christus sy vervulling het. Prof. Koos Arendorf hanteer dit. En dan hoofstuk 8 is 'n bietjie 'n praktiese hoofstuk om te sê, maar wat sê die boek vir ons vandag? Nee, wat sê dit oor die waarde van 'n vrou? Wat sê dit oor diversiteit? Wat sê dit oor die staatsbedeling, oor volksmoord en kerkvervolging en ons roeping? Jy hoor, is lekker temas wat baie aktueel is. In aansluiting daarby hoofstuk 9 sê wat sy etiese lyne sien ons raak in die boek Ester. Nou die etieke te doen met wat is reg en wat is verkeerd en wat is die worstelinge wat daar was. Vat byvoorbeeld iets soos Ester, hoe het Ester in die paleis geëindig? Mense dink altyd, ja, sy het doelbewus haar roeping uitgeleef, want sy het geweet die volk is in die moeilikheid en sy moet nou haarself in hierdie posisie kry om vir hulle te kan intree, maar dis nie waar nie. Ester het nog niks geweet van die volksmoord toe sy besluit het om in te skryf hierdie skoonheidskompetisie nie. Sy was ambisieus geweest. Dit het vir haar gegaan oor haarself en oor 'n posisie. En so dis van die etiese vraagstukke waarmee jy sit. Jy weet, hoe versoen jy hierdie optrede van mense wat eintlik in 'n sin gevalle is en die Here gebruik hulle nog steeds in sy diens om uiteindelik sy doelwitte te bereik. Hoofstuk 10 gee vir ons 'n gereformeerde analise van die boek Ester vir vandag. Hoofstuk 11 Ester in verskillende Christelike tradisies, byvoorbeeld hoe is Ester geïnterpreteer in die Katolieke, Rooms-Katolieke en in die ortodokse tradisies, dan die ontvangs van die boek Ester in die protestantse tradisie, ook verskillende interpretasies daarvan, en dan hoofstuk 12 is preekvoorbeeld met eksegetiese en homiletiese opmerkings, en hoofstuk 13 is maar net 'n samevatting. As 'n leser net een kernwaarheid uit hierdie kommentaar moet saamneem, wat hoop Dominee sal dit wees? Liesel, ek dink natuurlik die hele gedagte dat God altyd aan die werk is. Maar ek het aan die einde van hoofstuk 1 het ek hierdie geskryf en ek dink miskien vat dit so bietjie saam. Jy weet hoe die Fariseërs Jesus tydens sy intog in Jerusalem versoek om die skare wat hom verheerlik het stil te maak. Toe antwoord hy en hy sê vir hulle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En dit is wat in die boek Ester gebeur. Die verbondsgod se naam word verswyg. Maar die verloop van die geskiedenis roep onbevange saam met Jesaja 14 vers 27 uit. Die Here van die leerskare het dit besluit. Wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek. Wie sal dit kan afkeer? En dit is vir my die belangrike hier. En dit is so vertroostend vir ons as gelowiges, is om te weet, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak hoe vol chaos die wêreld lyk nie, maak nie saak hoe baie vrae ek het oor, hoekom het die Here dit toegelaat, en hoekom het dat nou gebeur, en hoekom dit, en hoekom dat, hy ken die groter prentjie, hy weet waar hulle uitkom, en hy sal bereik dit wat hy beplan het om te doen. Dominee, het die werk aan hierdie boek Dominee se eie verstaan van Ester persoonlik verander, indien wel, hoe? Ek sal nie sê verander nie, ek sal sê verdiep. En dis wat 'n mens graag wil regkry met 'n publikasie soos hierdie, is om verdieping te bring by gelowiges. Natuurlik ook verandering, as jy natuurlik nou 'n verkeerde verstaan daarvan gehad het, dan sal ons hoop die boek sal jou tot ander insigte bring. En die verdieping lê vir my veral in die wonder van die laag van die skrif. Jy weet, as die Here homself bekend maak aan ons, dan is daar natuurlik baie keer die voor die hand liggende betekenis van 'n teks, maar dan is daar ook laag ingebou wat ons nie altyd so op die oog af die eerste keer raak sien nie. Jy sien dit baie keer eers raak wanneer jy in die Nuwe Testament 'n verwysing daarvan kry en jy weer kan teruggaan. Jy sien sekere patrone raak. En dis vir my die fascinerende van die skrif, is die patrone wat daar is. Die trajekte wat jy kry van die Ou Testament uit na die Nuwe Testament. En dit laat jou verstaan dat hier is regtig iets besonders aan die werk in die skrif. Nie net in die boek Ester nie, maar in die hele skrif. Want die trajekte is so dieselfde. Die temas wat ons kry, wat elke keer uitloop in God wat voorsien, God wat verlos, God wat iemand stuur, 'n middelaar wat intree. Jy hoor die evangelie, dit is so bruisend in hierdie boek. Vat net byvoorbeeld Ester.
en hoe sy 'n middelaarsfiguur was vir haar volk. En sy besef het, maar sy moet haar lewe op die spel plaas om uiteindelik vir hulle in te tree en 'n kans te vat by die koning, want as die koning nie sy scepter na haar toe uitgesteek het nie, kon hy haar doodgemaak het. So sy het werklik haar lewe gewaag vir die redding van haar volk en sy het vir hulle ingetree. En dan ewe skielik besef jy, goed, ons werk met tipes hier en antitipes. 'n tipe is iemand wat, of 'n skaduwee van wat Christus sou wees, en Ester is iets daarvan. Maar die groot verskil is, en dit laat jou mond oopval as jy dit so lees, is om te besef, okay, maar Ester het haar lewe gewaag, maar Christus het sy lewe gegee. Ester het ingetree, Christus het vir ons ook ingetree, maar die groot verskil tussen die twee is, die een was bereid om hulle lewe op die spel te plaas, die ander een het inderdaad sy lewe op die spel geplaas en gegee, sodat die gevolg dieselfde kan wees. Dominee, my belangstelling is beslis geprikkel om hierdie boek in my hande te neem en te lees. Hoe kan luisteraars 'n kopie in die hande kry en wat is die koste verbonde? Die boek is beskikbaar by Lig en Duisternis se aanlyn boekwinkel, www.liginduisternis.co.za. Ons het ook hier en daar handelaars oor die land, soos jy weet van 'n Lig en Duisternis handelaar, dan kan jy sommer by hulle dit bestel. Die boek is ook beskikbaar by Exclusive Books in Bloemfontein se tak, so hy is nie by al die Exclusive Books nie. So as jy in Bloemfontein is en jy wil vinnig jou hand op een sit, dan kan jy hom sommer daar gaan aankoop, maar by ons aanlyn boekwinkel sal jy hom kan koop teen R250 en dan is daar 'n opsie dat ons hom sommer vir jou kan koerier tot by jou voordeur. Fantasties, dankie vir Dominee se tyd. Baie dankie.